welkom by nog 'n koffiekuier. Dit is lekker dat jy saam kuier en luister. Ons is nog steeds in die Psalmboek. Vanoggend by Psalm 63. Baie welkom Neil. Katie. Ek lees vir ons uit die 1983 vertaling. Ek bly altyd naby U. 'n Psalm van Dawid na aanleiding van sy verblyf in die Juda woestyn. Ek soek U, o God, my God. Ek dors na U. Ek smag na U. Soos in 'n dor en droë land, 'n land sonder water. Ek wil by U in die heiligdom wees, om daar U mag en grootheid te ondervind. U troue liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek U prys. Ek sal U met my lewe lank loof en my hande ophef om U naam te prys. Soos elke keer wanneer ek U goeie gawes geniet, sal ek U altyd roem met jubelende mond. As ek aan U dink op my bed oor U pyns in die nag, dan weet ek U is vir my 'n hulp en dan juig ek oor die beskerming onder U vleuels. Ek bly altyd naby U. U hand ondersteun my, maar hierdie mense wat my ondergang soek, mag hulle wegsink in die dieptes van die aarde. Mag hulle aan die swaard oorgegee word en aas vir die jakkalse word. Laat die koning hom in God verbly. Laat elkeen wat hom op God verlaat hom prys. Die mond van die vals mens word toegestop. Dat is een van my gunsteling psalms hierdie van op die bed lê en pyns en dink, nee. So, maar ek het gewonder, as 'n mens, ons ken nou nie woestyne, mens gaan nou dalk vakansie, jy toer daardeur, maar ons in die stad het meeste van die tyd water. So ek dink ons kan nie heeltemal met hierdie tipe dors identifiseer en toe dink ek sommer aan die beeld van 'n sein, 'n selfoonsein. Ja. Weet baie keer ons was al op 'n paar plekke, dan loop jy rond en jy soek want jy het nou sein nodig, maar jy het hierdie behoefte om 'n koneksie te maak want jy het dit nodig vir rigting of om 'n boodskap te stuur of iets en dis vir my iets van wat Dawid hier het. Hy het hierdie sy siel hinker na God se teenwoordigheid. En hy doen dit nie omdat hy net fisies dors is nie, maar hier is 'n stuk emosionele en 'n geestelike isolasie wat plaasvind. 'n Stuk wanhoop wat skree ek het U nodig as gevolg van sy omstandighede. Ja, en die omstandighede is of hy vlug vir koning Saul of vir sy seun Absalom. So die meeste ouens neig meer na dat hy vlug vir Saul. En ja, so dit is, ek dink sy lewe word bedreig. Hy kry swaar, hy's nie op 'n goeie plek nie en dis wat maak dat hy hinker na God toe. Ja. Maar wat interessant is ook is dat en hier begin hy als half leidrade gee en dit ontvou mooi deur die Psalm is dat hy hierdie hinkering vir God se teenwoordigheid en op die ou en die aanbidding en die lofprysing geskied. Dit is buite die tempel wat eintlik uniek is. So die veiligheid van die tempel en die volk is nie daar nie. Maar hierdie geloof waarvan ons hier lees word eintlik gebore in afsondering. En dit gee vir ons nogal 'n leidraad van hoe ons ook moet dink oor ons woestyntye. Want ek dink Dawid doen eintlik baanbrekerswerk hierso in daai opsig. Ja, dis wonderlik dat hy juist op die tye wat hy die swaarste kry en dit voel of daar niks is nie, na God toe gryp. En die vraag seker wat ons vir onsself moet vra, as dit so swaar met ons gaan, waar gaan soek ons daai vervulling van jou siel? En dan is ons nou, ek meen nou elke net ons maar sy ding wat hy gaan doen. Party begin hardloop, party begin drink, party begin eet of wat ook al. So, maar vir Dawid is dit altyd in sy swaarste tye, dan smag hy na God. Dis asof hy dan regtig sê, maar dis al wat my kan help. Ja, want as mens teruggaan na die naby Oosterse denke, dan was jou geloof of godsdiens was altyd plekgebonde. So jy het 'n area gehad waar sekere afgode aanbid is. En nou gebeur dit soos jy sê, dit gebeur buite die tempel en op die ou end sien ons dit is nie plekgebonde nie, maar is verhouding gebonde. Ja. En later is dit hierdie eintlik ook 'n vooruitskouing want Jesus kom beliggaam iets hiervan om te sê maar die tempel is nou in my en oral waar ek beweeg en later wat Paulus dan ook sê, vind hy God se teenwoordigheid selfs buite waar dit swaar gaan. En dan die ander ding dink ek wat ook mooi hierso uitstaan is dat hy lof kies in sy omstandighede. Nou hierdie omstandighede aan die begin het nie verander nie. Maar lof kan 'n mens amper sê word 'n wapen teen sy moedeloosheid en sy magteloosheid. So hy begin met 'n dors, met 'n hinkering, maar op die ou end sing hy hom amper in 'n herinnering aan God se trou in. Ja. En dis vir my mooi gewees hoe hy dit
in daai omstandighede tog kies om te loof en te prys. Nogtans sal ek in die Here jubel, sê daai een liedjie. Al lyk dinge dalk nie rondom my na of daar 'n uitkoms is nie, maar ek kies dit. Ja, ek dink Connie de Villiers verwoord iets daarvan in sy lied Kathedraal, wat hy sê, daar's nie glasvensters nie, maar dit is die son en dit is die arend in die lig, maar ook al ek dink dis daai ja, in die afgelope week het met die Pinkster het Prof Daniel ook gesê, ja, omdat ons glo sien ons, en ek dink, omdat Dawid so 'n sterk verhouding met die Here gehad, omdat hy geglo het, kon hy in hierdie dorwoestyn sien om God te loof, en dit is, ons wil sien en dan glo ons, maar geloof sê, dit werk andersom, omdat ek glo, sien ek, God sal my help, sal vir my goed daar wees. Ja, en dit is mooi, dat geloof ons help om te sien, die onsienlike te sien, want hier, amper in die middel van hierdie Psalm is bevind hy hom op sy bed in die nag, en wat ook 'n sinspeling is met die visie wat beperk is, en nou weet ons mos nou donkerte, en die nag was ook vir hulle 'n simbool van chaos gewees en onsekerheid, so hierdie slapelose nagte raak dan eintlik 'n uitnodiging om God op 'n dieper manier ook te ontmoet, te aanbid, waar 'n mens dalk geneig is om net die donkerte raak te sien, kies hy weer eens, soos wat hy vroeër dan nou kies om die Here te loof, kies hy ook hier om in aanbidding te gaan en bewus te wees van sy teenwoordigheid. So dis eintlik mooi hoe dit afgewissel word. En ek dink die meeste van ons het sulke nagte wat jy jouself so leen staar na die plafon. In die donkerte in bedink dat jy self nooit weer daar gaan uitkom nie. Ek sê altyd vir die kinders ook, mens los niks op in die donker nie. Wag tot die son môre opkom om nou in 'n hysterie in te gaan. In die nag voel alles mos erger. Ja. So ja, ek dink dis hoekom mense so kan identifiseer met Psalm is. Jy kan jou inleef in Dawid se emosies, want dis presies waar ons is, want in die nag dink jy oor alles wat nie gaan nie en nie kan nie, en môre staan jy op en gaan jy nou weer aan. Met 'n nuwe visie en kyk jy anders. Wat hy ook doen is hy dink terug. So daar's ook 'n stuk nie nostalgie nie, maar hy herinner homself aan wie God was en dit help hom ook in hierdie omstandighede waar hy hom op die oomblik bevind, want as hy terugdink aan die tye van die tempel, dan gaan dit eintlik oor hierdie belewenis dat hy in God se teenwoordigheid is. En sê die een skrywer, sy fokus skuif met ander woorde van wat kort ek om te floreer, na wie is u in hierdie omstandighede. En dit was ook vir my nogal mooi geweest, dat hy kies om sy geloof en sy vertroue in God se karakter te plaas, in plaas van wat het ek nou nodig om hier deur te kom. Want dis baie keer wat ons doen, is dat ons fokus op wat kan God vir my bied, en dan raak hy eintlik maar net 'n gebruiksartikel teenoor wie is hy, en dan moet ek hom ook vertrou in daai woestyntyd om te glo dat hy die beste sal weet en uitkoms dalk op 'n ander manier gaan bring as wat ek noodwendig sien. En ek dink Dawid raak hier aan wat Paulus in Romeine ook sê, wat ons moenie self wraak neem nie. Hy vra vir God, as dit daai slegte is, dat God met hulle onderhandel en laat God met hulle handel, wat ook hulle toekom. En ek dink partymal wil ons self die ding gaan oplos, want ons lê in die nag hierdie planne uitdink en dan storm jy en jy, waar Dawid sê, ek dink en ek loof die Here en nou vertrou ek. Hulle wat my ondergang soek, hulle wat my wil doodmaak, hulle wat kies om my te vervolg, of dit nou Absalom of Salomo is, God sal handel oor daai mense. Ja, en wat kan ek op die ou end werklik, wat beheer ek en wat moet ek in God se hande oorlaat, want ons wil baie keer goed uit sy hande vat en self God speel. En ek dink dit is die uitdaging. So net nog 'n paar goed dink ek vir my, hierdie Psalm daag my uit om te vra, wat doen ek met my geestelike dors? Dis nie verkeerd om op tye in 'n mens se lewe te kom wat 'n mens hierdie hinkering het na meer nie, en dit beteken nie dat hierdie dors, dat beteken nie dat ek swakker geloof het of dat ek minderwaardig is nie, maar dat ek 'n verwagting het om God op 'n ander manier te leer ken. So en dis vir my wonderlik dat hy, soos wat ons gesê het, dat hy na God toe gaan en sê, maar U is nie net vir my 'n spaarwiel of 'n hulpbron nie, U is my lewensbron. U is die een wat ek nodig het, en ek kom
ontdek U in hierdie moeilike omstandighede op 'n ander manier as wat ek noodwendig gedink het en ja, wie hy is op die ouend belangriker as wat hy doen. Dit staan vir my uit. Ja, ek dink as Dawid niks meer oor het nie, besef hy het nog vir God. Daai nabyheid is dan daar. So dis 'n wonderlike psalm wat in ons elke dag lewe met ons praat oor ons swaar kry. Ja, en lofprysing is nie net vir die goeie tye nie. Dis in hierdie psalm sien ons dit is een skrywer sê 'n geloofsdaad te midde van die droogte. So dit help ons om te fokus op God se teenwoordigheid. So in daardie moeilikste omstandighede waar ek baie keer in die nag lê en rondrol of as ek met my rug teen die muur is met sekere uitdagings, dan kom wys Dawid vir ons, dan kies hy om te loof en te aanbid en kies hy om sy vertroue in God se karakter te plaas en nie in sy omstandighede nie. En dan word daardie moeilike plek waar ek vasval, raak eintlik 'n heiligdom, want ek beleef God op 'n nuwe manier en hy kom herstel iets van my, van hierdie verbintenis met hom. Ja, en dit gee vir mense hoop om so te dink dat jy ook deur jou moeilikste omstandighede so aan God kan dink en dat hy saam met ons loop en ons nie alleen los nie. Ja, ek dink mense moet besef in jou swaarste oomblikke God verander nie, God se almagtigheid verander nie. Partymal dink ons God is so groot soos ons grootste krisis, maar God is baie groter as dit. Ek dink is iets wat Dawid besef, dat God is baie groter as my swaar kry en daarom kan ek hom loof. Die feit dat ek nou in die moeilikheid is, beteken nie God is in die moeilikheid nie, ek is in die moeilikheid, so God kan my daar uithaal. Ja, my laaste gedagte is, ek het nou net gesê, God is nie 'n hulpbron nie, hy is ons lewensbron. Dawid kom wys ook hierso, ongeag waar ons bevind, ons is so ontwerp dis nie net 'n Sondag ervaring met 'n adres by 'n kerkgebou of 'n tempel nie. Ons is so ontwerp om gevul te wees met God. En net hy kan daardie gat in my, daardie behoefte volledig kom vervul. En dan moet ek weer mooi gaan kyk na wanneer soek ek na hom? Soek ek na hom voor die krisis of na die krisis? Want ons is baie keer geneig om wanneer ons in die probleme is, dan wil ons hierdie hinkering, hierdie afwagting dat hy moet help en teenwoordig wees. Maar dit gaan eintlik oor 'n konstante lewenswyse wat hy smag na hom en ja, ons moet weer gaan afvra, is ons nog so na die Here of is daar 'n klomp ander goed wat hierdie hinkering eintlik kom versadig en hy raak maar net nog 'n aspek van my lewe. So dis belangrik. Nog een van die baie spaarwiele, maar eintlik is Precies. hy die alles. Baie dankie. Ek gaan vir ons afsluit met gebed. Here, dankie dat ons bewus kan wees dat U groter is as ons grootste krisis en ons probleme. Dankie dat ons ook van Dawid kan lees hoe hy na U hinker en hoe hy ook in die nag omdraai en wonder en bekommerd is en dan uitbars in 'n lofprysing omdat hy U karakter raak sien. Help ons om ook wanneer ons in die moeilikheid is, U grootheid raak te sien. Kom gee vir ons geloofsoë wat weier en verder soek as net die onmiddellike omstandighede. Seën ons as ons so saam dink en saam leer. Amen.